Deuteronomium, hoofstuk 26. En wanneer jy in die land kom wat die Here jou God aan jou sal gee as erflike besitting, en jy dit inneem en daar woon, moet jy die eerste deel van al die vrugte wat jy afoes van die land wat die Here jou God aan jou gaan gee, in 'n mandjie sit en dit vat na die plek wat die Here jou God sal kies om sy naam daar te vestig en te woon. En wanneer jy kom by die priester wat in daardie tyd diens verrig, moet jy die volgende aan hom sê: Vandag erken ek aan die Here u God dat ek gearriveer het in die land wat die Here onder eed aan ons voorouers beloof het om vir ons te gee. Die priester moet dan die mandjie van jou hande afneem en dit daar voor die altaar van die Here jou God sit. En jy moet in die teenwoordigheid van die Here jou God die volgende bely: My voorvader was 'n Arameer wat oral rondgeswerf het. Met slegs 'n paar mense het hy afgegaan na Egipte om as 'n vreemdeling daar te woon. Tog het hy daar 'n baie groot en magtige nasie geword. Ongelukkig het die Egiptenare ons baie sleg behandel. Hulle het ons verdruk, ons hulle slawe gemaak en ons harde diens opgelê. Op daardie stadium het ons tot die Here, die God van ons voorouers, geroep en vir hulp gevra. Die Here het ons smeekbede aangehoor. Hy het gesien in wat se ellende ons verkeer. Ook ons harde werk en onderdrukking het hy gesien. Toe het die Here ons met 'n sterk hand en met 'n uitgestrekte arm uit Egipte gelei. Hy het dit gedoen met groot krag, met magtige dade en allerlei tekens en wonderwerke. Na 'n land met volop melk en honing het hy ons gebring en hy het hierdie plek aan ons gegee. Daarom bring ek nou aan u, o Here, die eerste deel van die vrugteoes wat die land opgelewer het. Op daardie stadium moet jy dit in die teenwoordigheid van die Here jou God neersit. Dan moet jy in aanbidding neerbuig in die teenwoordigheid van die Here jou God. Dan moet jy, die Lewiete en die vreemdelinge wat tussen julle woon, vrolik en bly wees oor alles wat die Here jou God aan jou en jou huishouding gegee het. In die jaar van die tiendes, die 3de jaar, moet jy die tiendes afsonder en gee aan die Lewiete, vreemdelinge, wese en weduwees in jou dorpe, sodat hulle ook oor genoeg het om van te eet. Dan moet jy in die teenwoordigheid van die Here jou God die volgende sê: Al die heilige gawes wat in my huis was, het ek gebring en dit vir die Lewiete, vreemdelinge, wese en weduwees gegee, presies volgens die bevele wat u my beveel het. Nie een van u gebooie het ek oortree of vergeet nie. Gedurende my rou het ek niks daarvan geëet nie. Ek het ook nie daaraan geraak terwyl ek onrein was nie, en aan die dooies het ek ook niks daarvan geoffer nie. Slegs na die stem van die Here my God het ek geluister, en volgens u bevele het ek opgetree. Sal u asseblief vanuit die hemel, u heilige woning, afkyk en die volk Israel, asook die land wat u aan ons gegee het, seën, ooreenkomstig die belofte wat u met 'n eed aan ons voorouers gemaak het, 'n land met volop melk en honing. Die bevel van die Here jou God aan jou vandag is om hierdie reëls en regulasies nougeset met volle hart en siel na te kom. Vandag het jy verklaar dat die Here jou God is, dat jy volgens sy wil sal leef en dat jy al sy reëls en regulasies nougeset sal nakom en sal luister na sy stem. Verder het jy ook vandag verklaar dat jy 'n eiendomsvolk vir hom sal wees volgens sy beloftes aan jou en sy gebooie sal gehoorsaam. Hy sal jou dan groter maak as enige ander nasie wat hy gemaak het. Jy sal dan 'n heilige volk wees tot lof en roem en eer aan die Here jou God volgens sy beloftes.